And we have come into this place, oh, gather each day to worship Thee. Let us worship We Him. Let have us come, worship Him. Let us Lord, worship and Him. we have come into this place, oh, gather each day to worship Thee. And we have come into this place, oh, gather each day to worship Christ. Oh, our Lord, and we will worship Him, oh, Christ. Oh, kom ons sing het nog eenmaal together. Halleluja. Kom ons kry ons oog gefestig op Hom. Kom ons kry ons oog gefestig op Hom vandag. Halleluja. Oh, ons is hier vir Hom. Ons is hier vir Hom vandag. Oh, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor Jesus. So forget Oh, dit gaan about, oor Jesus. so Dit gaan oor Jesus. forget about yourself and concentrate on Him and worship Him. Oh, so forget about yourself, oh, and concentrate on Him and worship Christ. Oh, our Lord, and we will worship Thee, oh, Christ. Oh, Lord, we have come, and we have come into this place, oh, gathering each day to worship Him. Kom ons aanbid nou, kom ons aanbid nou, kerk. And we have come into this place, oh, gather each day, oh, and worship Him. Oh, we praise Your name, and we have come into this place, oh, gather each day, and worship Christ. Oh, our Lord, and we will worship Him, oh, Christ. Oh, Lord, so forget about yourself. Oh, so forget about yourself. Concentrate on Him and worship Him. Oh, so forget about yourself and concentrate on Him and worship Him. So forget, oh, so forget about yourself and concentrate on Him and worship Christ. Oh, our Lord, and we will worship Him, oh, Christ, oh, Lord. Ek wil vandag begin en ek het gebid en ek het gevra, Here, moet ek nog bedien of sluit ons af of wat maak ons? Maar ek voel ek moet, nou haal ek my horlosie af, ek vergeet, hulle het nou al vir my 'n groot horlosie daar agter ook gesit. Dis nou vir wanneer ek te lekker praat, dan swys die ding later stop. Ek is in 'n anderste by vandag.
Maar ek wil met jou praat vanmôre oor die eindtyd. Een van die moeilikste onderwerpe om ooit oor te praat, want as jy vir 10 mense 'n opinie vra oor die eindtyd, dan gaan 10 mense verskillende opinies hê. En jou ou kan hom nou maar so slim hou soos wat hy wil. Glo my, ek het my huiswerk gedoen, ek het my navorsing gedoen, ek doen dit al vir baie jare. Dat daar is sekere dinge wat die Bybel nie vir jou sê nie. Maar daar is dinge wat die Bybel vir jou sê. En wat ek vanmôre gaan doen is, ek gaan net vinnig 'n rampie trek. Net vinnig, want dit is belangrik dat die gelowige sal weet wat kom, want gelowiges leef in vrees. Dat gelowiges sal weet, hoe lyk die pad vorentoe. So jy is heeltemal 100% welkom om van my te verskil vanmôre. Dis jou reg om verkeerd te wees. Myne ook. Want jy gaan dalk met van die goed met my verskil. Ek gaan nie vanmôre of probeer om vir jou redundasies by mekaar te sit, hoekom ek noodwendig sê soos wat ek sê nie, want dan gaan ons honderde skrifte en ure se hoofstukke hierop sit. Ek is heeltemal bereid dat wanneer ek klaar bedien het, miskien dan vandag en miskien nog een boodskap hieroor, want ek wil graag uitkom met wat gebeur met die gelowige, dat ons een aand om 'n tafel sit, die wat belangstel in 'n weeksaand rondom 'n koppie koffie, en so 'n bietjie kuier rondom die woord, dan kan ons meer in diepte ingaan. Maar vir nou wil ek net 'n raam trek, dat ons weet, wat wag vir die gelowige. En soos ek weer sê, jy is welkom om met my te verskil. Die New Apostolic Reformation ouens stem glad nie saam met wat ek bedien vanmôre nie. Die Kingdom Now ouens stem glad nie saam met wat ek gaan vanmôre bedien nie. Maar die oorgrote meerderheid Pinkstermanne, Pinkstergeleerde mense, teoloë, stem saam met wat ek vanmôre gaan bedien. Die detail kan verskil, maar die raam is dieselfde. Ek lees vir jou, verskoon my stem, Annelie dokter my, maar niks help nie, maar ek sal weer regkom. Ek lees vir jou 2 Petrus, die 3de hoofstuk, die 3de vers. Hy sê, dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede sal wandel. En sal sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Ek sit nou die dag die televisie aan en hulle het 'n ding soos wat hulle noem stand-up comedy. En daar's 'n ou op die stand-up comedy wat hy probeer 'n grap maak. En as jy niks het, lyk my om te sê wat snaaks is nie, dan raak jy of vieslik, of vulgair, of jy spot met Jesus. En presies wat hy die skrifgedeelte sê, is hy toe besig om te doen, en hy staan en terg en lag oor Jesus wat al 2000 jaar terugkom, en hy spot nog oor die merke wat hy gaan hê na die kruisiging, en dit is 'n lag en dit is 'n gespot, en die klomp godlonaars in die gehoor is besig om saam te lag. En ek gaan uitvind wie hy is, en ek gaan vir hom 'n boodskap stuur, want ek weet en jy weet, dat daar dieselfde mond wat vandag spot, is dieselfde mond wat eendag gaan erken, dat hy God en koning en Heer is. Maar ons kyk wat besig is om rondom ons te gebeur. Paar minute om enige nuuskanaal, ek gaan nie met jou praat oor die tekens van die tye nie, gaan Google dit en gaan kyk wat is besig om in die wêreld te gebeur. Maar jy besef, en elke mens besef dat iets is in die wêreld besig om te gebeur. Die politiek is nie reg nie, die weer is nie reg nie, die natuur is nie reg nie, die atmosfeer is nie reg nie, daar's 'n afwagting in die lug.
Elke godsdienstgroep is in afwagting vir iets. Die nooddienste van die wêreld se grootste moondhede is op gereedheid, want hulle weet dat iets gaan gebeur. Mense wil weet, maar waar gaan dit eindig? Mense wil weet, wat is besig om te gebeur? En ek is nie vanmôre hier om te oordryf nie, ek is nie hier om te dramatiseer nie, en sensasie soek ek nie, maar ek wil hê dat jy moet verstaan vanmôre, dat die uurglas van God is besig om leeg te loop. Die horlosie is nie meer op 5 minute voor 12 nie, die horlosie staan op 1 minuut voor 12. Ek moet dalk eendag praat oor die tekens van die tye, maar ek wil hê kind van God, dat jy vanmôre sal verstaan, dat die dag en die uur is vinnig besig om nader te kom, waar God gaan sê, genoeg is genoeg. Die vraag vir my vanmôre, waar is ons nou? Kan ek daai prentjie kry op die bord? Ons het gepraat oor die 7 gemeentes van Openbaring. Ons het gepraat oor die kerkdispensasies. Die eerste afdeling daar, the present church age. Dis waar ons nou is. Dan is daar 'n streepie. Ek en jy is net voor daardie streepie wat daar opgaan. Daar is nie meer nog 'n dispensasie nie. Ek en jy is in die laaste dispensasie voor die koms van die Here. Ek wil hê, ek gaan sommer vanmôre reguit praat en ek gaan nie prentjies bou nie. Ek wil hê dat jy met vanmôre weet dat die volgende gebeurtenis waarvoor gelowiges reg oor die wêreld wag, is die wegraping of die wederkoms van die bruid. Dis die volgende wat moet gebeur. Kan jy vir ons daai eerste videoetjie wys, skaal daai kortetjie? Dis die volgende waarvoor ons wag. Hier is net 'n uitbeelding. Dis waarvoor ons wag. Dit is wat volgende gaan gebeur. Wegraping van die bruid. Jy gaan vandag vir my vra, maar is dit Bybels? Dit lyk soos 'n Hollywood movie. Daar een was, by the way. Is dit Bybels? Kan daar iets wees soos 'n wegraping? Ek wil vir jou net 2 skrifte lees en ek wil hê jy moet saam met my lees vanmôre. Is jy met my volgend? 1 Tessalonisense 4:6, maar ek wil hê jy moet lees wat daar staan. Hy sê die Here sal self van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. Die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. Stem jy saam, dan gaan 'n opstanding van die dode wees. As 'n liggaam slaap en as 'n siel slaap. Die liggaam slaap en maar die liggaam sal weer opgewek word in die laaste dae. Dan skryf hy. Luister, dis hier waar die mense dit mis. Hy sê daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, waarheen? Die Here tegemoet in die lig. Nog hier nie. Ons gaan in die wolke weggevoer word, waarheen? Die Here in die lig. Daar staan dit. En so sal ons altyd by die Here wees. Met ander woorde, daar gaan 'n skielike gebeurtenis wees. Kerk, jy met my hoor, dit is fundamentele Christendom, dis nie diep dinge nie, dis basics. Hulle leer dit net nie meer, hulle preek dit net nie meer nie.
dat in 'n oomblik gaan die graf te oopgaan en hulle wat in Christus gesterf het, sal opstaan. En ons gaan saam met hulle, waarheen gaan ons? In 'n oomblik. Ons gaan hom tegemoet gaan, waar? In die lig. Nie op die aarde, nou nie, in die lig, en daar sal ons saam met hom wees. Skrif sê nie, dis belangrik, die skrif sê nie, ons kom af nie, ons gaan op. Nou kry jy mos altyd vir Slimpietie. En Slimpietie het altyd 'n opinie, veral as hy nog Google ook het. En dan sê hulle vir jou dat die woord wegraping is nie in die Bybel nie. Net so by the way, die woord 3-eenheid ook nie. Maar gaan doen dit 2 minute sy huiswerk. Die Bybel, ek het dit nou nie in Engels nie, kom ek bly maar by die Afrikaans vanmôre. Die woord wat in die Afrikaanse Bybel gebruik word, is die woord weggevoer. Vorige skrif, weet jy, daar sê, in die wolke weggevoer word. Ons gaan weggevoer word. Die Grieks is eenvoudig, jy hoef nie eers daar 5 te om het uit te sorteer nie. Is die woord harpazo. Dit beteken to seize or to carry off by force. To seize or to claim for oneself eagerly. Die laaste betekenis is to snatch out or away. Is dit nie kosbaar nie, dat daar gaan 'n dag kom, kerk, jy met my hoor, jy gaan nou verstaan hoekom, daar gaan 'n dag kom, wat die Here sy kinders gaan wegvoer, daar gaan 'n dag kom, wat die Here sy kinders uitruk uit hierdie aarde uit, en uitruk uit hierdie omstandigheid uit, om vir ewig by hom te wees. 1 Korintiërs 15:51, is julle nog met my vanmôre? Is iemand geskok vanoggend? Hy sê, kyk, ek deel julle verborgenheid mee. 'n mystery, Engels sê so mooi, 'n mystery. Ons sal wel nie almal ontslaap nie. Met ander woorde, ons sal nie almal dood wees nie. Daar gaan mense wees wat lewe as die wegraping gebeur. In Paulus se tyd het hulle dit nie reg verstaan nie. Hulle het gedink dit was daai generasie. Hy sê, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, daar is nou 'n preek, want 'n bassein sal weer klink, nou moes ons 'n shofar hier binne gehad het, want 'n bassein sal weer klink, en die dode weer sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. En dan begin hy te praat van, en ek het nie al die skrifte nie, van hierdie verganklike, met onverganklikheid bekleed word. Met ander woorde, die Bybel sê, kerk, jy met my hoor vanmôre, van baie van die bruid van Christus sit in slaap. Met ander woorde, die Bybel sê, dat in 'n oomblik sal die graf te oopgaan. In 'n oomblik sal hierdie verganklikheid, hierdie dop, hierdie tentwoning, hierdie vlees, hierdie verganklikheid, dat in 'n oomblik sal hierdie verganklikheid met onverganklikheid bekleed word, want vlees en bloed kan nie hanteer wat God instoor het nie. In 'n oomblik word jy verander, en in 'n oomblik word ons weggevoer. Die Engel sê, snatched out, uitgeruk. Die Here sê, ek gaan in 'n oomblik, gaan ek my volk toe-eien vir myself. In 'n oomblik. Daar gaan nie 'n waarskuwing wees nie. Net so terloops. Daar gaan nie 'n waarskuwing wees nie. Daar gaan nie 'n countdown wees nie. Dit kan enige oomblik gebeur. Dit gaan 'n vinnige gebeurtenis wees. Ek moet vir iemand dit sê vanmôre. Daar gaan nie nog tyd wees om reg te maak nie. Daar gaan nie nog tyd wees om seker te maak nie. Jy moet reg wees. Jy moet elke dag leef asof vandag die laaste dag is. Ek hou van wat Titus skryf, Titus 2:13. Wat 'n dag, sien jy uit na daardie dag?
Is dit 2 wat uitsien? Sien jy uit na daardie dag? Ek is nou sommer eerlik, ek kan nie wag nie. Ek kan nie wag nie. Hy sê, die Engels sê dit so mooi, hy sê, awaiting and confidently, ek het net so hier en daar geskryf uitgehaal, awaiting and confidently expecting the fulfillment of our blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Ek wil vandag vir jou sê dat jy sal weet vanmôre dat die wegraping van die bruid of die wegvoering van die bruid of wat jy dit ook al wil noem, it is the blessed hope of the church. Dit is waarvoor ons gewag het van die dag wat Jesus opgevaar het. Wag sy kinders vir die dag wat hy moet terugkom. En net terwyl ek ervaar het, iemand vra in sy gees, maar hoekom het die Here nog nie teruggekom nie? Kom ek sê vir jou, hoekom het die Here nog nie teruggekom nie? Kom ek sê vir jou, hoekom het die bassein nog nie geblaas nie? Want die Here is genadig en wil nie hê dat mense met verlore gaan nie, maar die genade deur is nog daai bietjie oop, sodat elke siel tot bekering kan kom. Kan nie enige oomblik wees. Oh, very, very soon. Ken julle daai koortjie? Very, very soon. We are going to see our King. And we're going to crown him. Lord of Lords. Kan jy nie net uitroep en sê, Here, ons verwag u wederkoms. Ons sien uit om u weer te sien nie. En dan kyk mense dan vra hulle vir jou, maar hoekom 'n wegraping? Ek kan vir jou 5 dae praat oor hoekom 'n wegraping. Ek wil hê jy moet dit verstaan vanmôre, kan ek weer daai ander prentjie kry. Ekskuus Jana, ek gaan jou baie rondjaag vandag. Die wegraping van die kerk, nou moet jy my hoor, want as jy my nou mis, gaan niks vir jou sin maak nie. Die wegraping is die oorgang vanaf die kerkdispensasie na die verdrukking toe. Jy met my vanmôre. Present age, ek en jy's daar teen daai streepie. The rapture of the church, kinders van God. En dan begin the tribulation. Met ander woorde, wanneer die kinders van die Here weggevoer is, of wanneer die wegraping plaasgevind het, dan begin die verdrukking hier op aarde. En net so by the way, die mense wat sê ons is al reeds in die verdrukking, hulle het nie 'n idee waarvan hulle praat nie. As ek klaas vanmôre sal hulle idee hê, ons is nog nie naby 'n verdrukking nie. Die wegraping is die begin van die 7 jaar verdrukking of tribulation wat op die aarde gaan wees. Ek wil net gou mense gerusstel. Hoeveel tyd het ek nog 'n minuut? Ek wil net gou mense gerusstel. Mense loop met vrees. Mense is bang vir die verdrukking. As jy die Here dien, sal daar maar altyd verdrukking en vervolging wees. Maar nie soos daai nie. It's so by the way. En hulle is bang vir die verdrukking. En hulle is bang vir die anti-kris. En hulle is bang vir die 666. Wie van julle het al daai stories gehoor? En hulle is bang, hulle kan nie koop nie, hulle is bang, en hulle kan nie verkoop nie. En ek onthou, al die jare, het die ou tannies en die ou ooms, het blikkies kos by mekaar gemaak, vir wanneer die anti-kris nou is. Onthou julle daai dae? En mense loop met vrees rond. Ek wil hê, dat jy moet verstaan vanmôre. Jy moet al vergeet jy die hele boodskap, onthou wat ek nou vir jou gaan sê. God het nie sy kinders bestem om deur die verdrukking te gaan nie. Iemand het eendag met my vreeslik gestry daaroor. Toe sê ek vir hom, ag my broer, as jy so behoefte het om deur die verdrukking te gaan, gaan in vrede, maar ek is op die eerste bus as ek uit. As jy dan wil gaan. Maar God het nie sy kinders bestem om deur die verdrukking te gaan nie.
Hulle vra vir Pastor Swegert dieselfde vraag. En hy gee die mees fenomenaalste antwoord wat ek in my lewe gehoor het. En hy skryf, hy sê, die prys wat Jesus betaal het, was voldoende om sy kinders van die verdrukking te red. Hoekom sal God die prys betaal vir sy kinders en hulle deur die 7 jaar verdrukking sit? Hoor my, jy sal nooit heiliger wees nie, jy sal nooit meer gered wees nie. God se genade is genoeg vir jou en vir my. Geen verdrukking gaan ons reiner en heiliger maak nie. Salvation, justification and sanctification, dis 'n preek vir 'n ander dag. God se genade het ons gered van die oordeel wat wag. Hoekom is daar 'n weggaping? Hoekom is daar 'n wegvoering van die bruid? Is om sy kinders te spaar van dit wat gaan kom. Vergeet as leer, onthou hierdie skrif. 1 Tessalonisense 5 vers 9. Ou wat hom nie wil vat nie, los hom. Ek vat hom. Dis God se woord. Hy sê, want God het ons nie bestem tot toorn nie. Die Engels skryf dit beter in die konteks. Hy sê, God has not appointed us to wrath. God het ons nie bestem vir sy toorn nie. Ek wil hê met jou Bybel vat as jy by die huis kom. Weet jy, mens met partykeer, die God se woord is so kosbaar. Dan blaai jy net daar na Openbaring 3 toe. Dat ek het sommer doen. Openbaring 3. Ek blaai my Bybel altyd van agteraf, ek weet nie hoekom nie. Openbaring 3 vers 10 sê, ek het dit nie op die bord nie. Inspraak terwyl ek hier staan. Hy sê, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het. Dis die laaste skrif, Openbaring 3:10 voor Openbaring 4. Omdat jy, getrou is die Heilige Gees, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing, wat oor die hele wêreld kom, en die bewoners van die aarde op die proef te stel. Glory, kan ek dit weer lees? Ek is jammer, hulle kan dit nie nou op die bord kry nie. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou bewaar. Ag, kan jy net gou, jy wat dalk net 'n bietjie bekommerd is, sê net gou vir jouself, God sal my bewaar. God sal my bewaar. Die Here sal my bewaar. In die uur van beproewing. Wat is die uur van beproewing? My prentjie is nou weg. In die uur van beproewing. Die verdrukking. Wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. En dan net interessant, Openbaring 3, is die laaste kerkdispensasie. As jy gaan na Openbaring 4 toe, jy lees nooit weer van die kerk na Openbaring 3 nie, want Openbaring 3 is die laaste kerkdispensasie. Openbaring 4 is die bruid by die Here. Die wegraping is tussen Openbaring 3 en Openbaring 4. Is nie 'n moeilike som om te maak nie. My stem raak weg, kom ek toe nog net so 1 of 2 dinge. Beloof ek sal eendag aangaan as julle wil. Wat gebeur na die wegraping? Onthou, is 'n groot gebeurtenis. Ek is nie ligsinnig nie. Ek sien elke keer as ek so smaal, dan kry ek so kyk. Ek is nie ligsinnig nie, mense. Maar as die Gees van die Here op my begin rus, dan het ek 'n blydskap hier binne in my. Ek kan nie help nie. Hy's net iets binne in my wat borrel. Ek kan nie, daai ding van it's a joy unspeakable and full of glory. En ek kan nooit verstaan nie. Mense kan in die kerk op die mat lê en huil dat die nat kool op die kerk is. Dan sê hulle die Here is in die plek. Maar laat iemand nou net bly is, dan is dit 'n duiwel. Wat gebeur na die wegraping? Onthou, ons is nou weg.
Kinders van die Here is weg. As die Here spaar, gaan ek met jou praat oor, waarheen gaan ons nou? Ons is nou weg, maar wat nou? Wat wag vir ons? Maar dit is genoeg om vir nou te weet dat ons is by die Here. So is all good, ons is by die Here, ons is veilig. Maar daar is die wat nou agterbly. Daar is hulle wat nou nie saam is nie. Wat gebeur met hulle? Wat gebeur met die mense wat die wegraping mis? Die moeilike som om te maak, die gee my nog 10 minute. Hulle gaan deur die verdrukking. Hulle gaan daardeur. Na die wegraping gebeur daar 2 baie belangrike dinge. Ek gaan net vir jou die rampie trek, dan gaan ek afsluit, my stem gaan dit nie hou nie. Ek sal weer aangaan soos die Here lei. Ek en jy is by die Here, ons is by die hemelse tempel en ons gaan ons loon ontvang. Dis nou weer 'n hele mooi boodskap op sy eie. Maar hulle wat agterbly, verskoon my eenvoudige Afrikaans, maar ek moet praat dat ek ook kan verstaan. Hulle wat die bus gemis het, hulle wat se saak by die Here nie reg was nie, hulle wat die genade van God vertrap het, daai mense wat gebly het, wat gebeur met hulle? Hulle gaan deur die verdrukking. Times of tribulation. En daardie tydperk gaan 'n tydperk wees van omtrent 7 jaar. Word verdeel in 2 groot tydperke. Die klein verdrukking of die groot verdrukking, of die klein verdrukking noem die Bybel baie keer die begin van smarte, of the beginning of sorrows in die Engelse Bybel. En 2 groot dinge gaan gebeur tydens hierdie 7 jaar tyd. Die eerste een wat gaan gebeur, is dat die Antichrist gaan geopenbaar word. Wie het al gehoor van die Antichrist? Ene die mense het al begin soek na hom hoor. Dan sit die ene, dan sit daai ene, dan sit die ene. Dis 'n lang preek, maar die Antichrist gaan geopenbaar word. Ek vat vir jou 'n klomp skrifte saam en ek gee net vir jou die rampie gou. Hy sal 'n vredesverbond met Israel sluit en hy gaan vrede in die Midde-Ooste bewerkstellig. Hy sal sterk en hy sal fenomenaal wees in die wêreld. Hulle wat agterbly, gaan aan sy lippe hang, want die wêreld gaan in chaos wees na die wegraping en hy gaan orde tussen hakies en stabiliteit bring. So fenomenaal sal hy wees dat hy sal selfs wonders en tekens sal hy doen. En alles sal op 'n stadium so goed lyk. Maar dit is letterlik die begin van hel op aarde. En ongeveer in die middel, na die eerste 3,5 jaar, sê die woord van die Here, gaan dit nou vir jou lees, dan gaan hy in die tempel van God sit. Wie het al gehoor hulle praat, deesdae al hoe meer op die nuus van die bou van die tempel. Kort op die nuus, die bou van die tempel. Hoekom is die bou van die tempel belangrik? Dis hoekom die bou van die tempel belangrik is. En ongeveer in die middel van die 3,5 jaar, gaan hy sit in die tempel van God en hy gaan hom voordoen as God. Hy gaan beheer oorneem van die ekonomie en niemand sal kan handel dryf as hulle nie die merk van die dier het. Wie van julle het al gehoor van die 666? Daar is hy. En hy gaan sê, jy gaan die 666 vat, of jy gaan nie kan handel dryf nie. En elkeen wat het waag om met hom te verskil, sal net daar tereggestel word. Elkeen wat weier om die merk van die dier te aanvaar, gaan net daar tereggestel word. Aanduidings is, hulle word onthoof. Gelukkig is ons nie hier nie. En weet jy wat is vir my so interessant? Net vir 'n synota. Mense sê gou, ons gaan ons nooit so laat intimideer en manipuleer nie. Het julle dit gaan gehoor? Ons vat die so nie. Weet julle hoe maklik is dit om mense na 'n rigting toe te stuur?
En asseblief, ek gaan nou nie met jou 'n debat gaan oor COVID en oor daai goede nie. Jy het jou opinie, ek het myne, kom ons los dit daar. Maar hier kom die regerings, reg oor die wêreld, en hulle sê vir mense, as jy nie ou dingetjie oor jou mond het nie, sal jy nie by 'n winkel ingaan om brood te koop nie. En 'n 75 sent se masker het 'n COVID-tyd bepaal of ek en jy in 'n winkel kan ingaan om brood te koop of nie. En die wêreld het gewys, maar ons sal dit doen. En dit het die pad gebaan vir dit wat die anti-kris gaan doen eendag. Gelukkig is ons nie hier nie. Dit is moontlik. Hy gaan wees 'n absolute diktator. Hy gaan hom voordoen wat hy nie is nie. En as hy alle mag het, en mense hom begin aanbid as 'n God, dan sal alle hel losbreek. Sal God ons help, dat ons nie daai tyd nog hier is nie. Ek lees vir jou 'n paar skrifte, ek wil klaarmaak. 2 Tessalonisense 2:3 skryf hy die woorde. Hy sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie. Ek lees net die kernverse. Hy sê, want eers moet die afval kom in die mens van sonde. Mens van sonde geopenbaar word, die seun van verderf. Wie is die seun van verderf? Dis die anti-kris, gaan lees jou Engelse Bybel. Die teestander wat hom verhef, bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God, as God sal sit, en voorgee, dat hy God is. Wie is dit? Anti-kris. Ek kan Daniël 11 lees, jy kan Daniël 9 lees, kom ons lees nog net Openbaring 13, so 2 of 3 verse. Help dit vir iemand. Hy sê, en hy maak, wie is hy? Anti-kris. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en rykes en armes, en die vrymense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word. Ek sal nooit vergeet nie met die eerste verkiesing of die tweede verkiesing of eerste verkiesing wat ek gaan stem het, dan vat hy dame mos jou hand, dan sê so 'n ding wat sy wil merk. Sê ek vir, op my hand merk jy niks. Sy moes mooi praat, nee meneer, net so op jou naal. Sê ek, maar op my hand vat jy nie. Ek is nog dom daai tyd gewees. Op hulle regterhand het op hulle voorhoofde gegee word. Net dat jy weet, daai tegnologie is klaar ontwikkel, dit werk, dit word op by partyplekke uitgetoets oor die wêreld. Dis al hierso. Sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk, of die naam van die dier, of die getal van sy naam het. Gelukkig is ons nie hier nie. Hy sê, hier kom die wysheid te pas. Vir wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van die mens, en sy getal is 666. En jy gaan sien op omtrent alles wat ek en jy deesdae het, gaan jy iewers die letters 666 sien. En moenie met my stry nie, haal jou bankkaart uit en dan gaan kyk jy waarvoor staan Visa. Dit is op pad. Dit is op pad. Die eerste iets wat gaan gebeur, kan ek gou weer daai prentjie kry? Dankie Jana, skus ek is besig vandag. Is die openbaring van die anti-kris. En dan gebeur die groot verdrukking, en ek het nie tyd om oor die groot verdrukking te praat. Ek gaan vir jou 'n rampie trek. En dan gaan ek dit by jou los. Die tweede wat gaan gebeur, en mag God genadig wees, dat God se strafgerig sal oor die aarde uitgegiet word. In besonder die laaste 3,5 jaar. 'n tyd wat God gaan sê, genoeg is genoeg.
Jy kan enige teoloog, enige akademikus, kan jy lees. Hulle sal vir jou almal sê, dit is 'n tyd van smarte en ellende, soos nog nooit in die geskiedenis van die aarde nie. En geen mens sal dit vryspring nie, behalwe die wat by hom is. Die skottels van God se toren sal uitgegooi word. Die basyne van God se oordeel word geblaas. Sal eendag met jou praat oor die basyne, die skottels en die perde van Openbaring. Daar's die tyd vanmôre nie, maar die tyd is so verskriklik. Ek wil hê dat jy moet dit besef vanmôre. Ek en jy kan dit nie besef nie. Dis erger as wat dit ooit uitgebeeld is in enige film. Openbaring 9:6 sê dat in daardie tyd, Openbaring 3, die laaste 3,5 jaar van die verdrukking, sal dit so verskriklik wees, dat die mense sal na God toe roep, hulle sal begeer om te sterf, maar dit sal hulle nie gegeen word nie. So verskriklik is daardie tyd. Wanneer God sê, genoeg is genoeg. En as ek luister na hoe daar gespot word en hoe daar te kere gegaan raak met die God wat ek en jy aanbid en hoe die bloed van sy seun vertrap word, dan kan ek verstaan dat God sê, genoeg is genoeg. Die 4 ruiters van Openbaring word losgelaat, Openbaring 6. Ek gaan daarmee volstaan, want dit raak ingewikkeld. En my tyd is klaar. Die wit perd van valse vrede sal ry. Mense verstaan dit verkeerd. Hulle dink aan daardie lied wat Juanita sing en die ruiter op die wit perd. Pragtige lied, maar verstaan vanmôre, die ruiter op die wit perd van Openbaring 6 is nie die Here nie, dis die anti-kris. Gaan lees net die skrif reg. Van valse vrede. Die rooi perd van oorlog en bloedvergieting en wreedheid sal ry. Sien die simboliek vanmôre. Die swart perd van droogte sal oor die wêreld wees en saam met die droogte sal die hongersnood wees. En die valperd van pestsiektes en dood. Kan ek daar die prentjie kry? Ek het so 'n mooi prentjie opgesit. Dat hulle sal ry. God se oordeel op die aarde. Ek gaan nie vir jou beskryf in detail nie, want ek is regtig versigtig om in detail in te gaan, want dit raak erg. Hoeveel mense gaan sterf in daardie tyd? Sal nie kos wees om te eet nie. Die weer sal ondraaglik wees, ondraaglik koud of ondraaglik warm. Storms soos wat jy nog nooit geken het nie. Drinkwater sal skaars wees, want die drinkwater sal giftig word, heel waarskynlik weens 'n kernbom. Siektes sal vrees aan jaan wees, en daar sal nie hulp wees daarvoor nie. Misdaad en geweld sal hoogtyd voer. Die smarte en die geween en die geroep na God toe sal hard wees. Hulle sal die dood begeer. En ek wil vandag vir jou sê, ek praat nie eers nie, ek wil met jou praat oor die skale wat uitgegooi word. Ek wil met jou praat oor die seels wat gebreek word. Ek wil met jou praat oor die swaal en die vuur wat uit die hemel uit op die mensdom gaan reën. Ek wil met jou gepraat het oor die asteroïdes wat die aarde gaan tref. Ek wil met jou praat oor 'n tyd van verskrikking wat hierdie wêreld nog nooit gesien het nie. Maar ek dank die Here vanmôre, hy het nie sy kinders vir die toren bestem nie.
Hy het nie sy kinders vir die toren bestem nie. Karl, kry vir ons daar die videoetjie reg, as die tweede een reg. Maak dit seker vir my uit klank van die begin af, en jy is welkom om iets met die ligte te doen ook vanmôre. En ek wil hê, my stem is klaar, dat ons gou na hierdie laaste video kyk, voor ek hierdie boodskap gaan afsluit. Dankie. Ek wil vir jou vra vanmôre, terwyl jy net so sit. Ek wil jou vra vanmôre, daar gaan net twee groepe mense in hierdie wêreld wees. Die een groep wat gaan en die ander een wat gaan bly. Ek weet jy het baie vrae vanmôre. Wat van hulle wat bly? Is daar nog 'n kans? Hoe gaan dit uitspeel? Wanneer is die tweede koms? Ek gaan nog daaroor praat. Jana, sit dit gou vir ou laaste daai diagram weer vir ons op, net om vir jou te wys dat ons is nie so vet, net om die prentjie vir jou vol te maak. Na die 7 jaar van verdrukking is die tweede grootste gebeurtenis daar, is die wederkoms van Christus. Dit is wanneer Christus gaan terugkom en sy voete op jou lyfberg gaan sit en die 1000 jaar vrederyk breek aan. Met ander woorde, ek maak klaar, die volgende wat gaan gebeur is die wegraping van die kerk, waar ek en jy as sy bruid gaan op. Ek wil nie nou daaroor praat nie, ons gaan op, ons gaan huis toe. Alle hel en ellende en smarte sal op die aarde losbreek vir 7 jaar. En dan sal Christus terugkom en hierdie keer gaan hy nie net ons in die lig nie. Die eerste keer is ons na Christus toe. Die tweede keer, met sy wederkoms, kom ons saam met Christus. Dis nou weer 'n ander preek vir 'n ander dag. En dan breek die 1000 jaar van vrederyk aan, waaroor ek op 'n ander stadium met jou gaan praat. Maar vanmôre is dit so belangrik dat ek vanmôre net vir jou vra, watter een van die groepe gaan jy wees?